Ek het hierdie vraag vir die kerk vanaand. Hoe is dit dat 'n ma die kinders by die huis leer? Hoe is dit dat die Gees van die Here uitleg van tale vir 'n vrou gee en tale? Kan iemand vir my sê as die Here dan gesê het, bly stil? Ek het 'n diep lering wat ek vir hierdie kerk gaan bring. Kan 'n vrou 'n eie kerk hê? Nee. Moet sy onder 'n gesag staan van 'n prediker, van 'n gemeente? Ja. Is daar 'n hoof? Ja. En dan my tweede punt is, en dis nie eintlik waar ek wil praat nie, maar ek kan dit sien beweeg in die kringe van kerke, is dit. Ek is glad nie, en ek is eerlik, en ek dink ek gaan nie 'n moordkuil van my hart maak nie, maar ek is glad nie 'n Joyce Meyer aanhanger, ek het my redes hoekom. Maar daar's dinge wat ek wil sê vanaand. As iemand nie die werk wil gaan doen nie, sal God die klippe uitroep om die werk te doen. En hierdie is wat vir my hartseer is dat, hoekom is dit, wanneer 'n sangeres in 'n kerk kom sing, wil ons hande klap, en daar's mense uit die kerk uit, omdat ek hierdie noem nou. Omdat ons wil hande klap, en die Here se naam wil groot maak, wanneer sy woord bring en sing, maar jy wil nie hê 'n vrou moet hier op hierdie pulpit staan en die woord bring nie. Jy praat dubbelsinnig. Jy praat dubbelsinnig, en dis nie die wil van die Here nie. En daar was 'n gedeelte hoekom Paulus geskryf het, 'n vrou nie op 'n preekstoel moet wees nie, stil wees, en haar man moet gaan vra by die huis, en ons moet gaan kyk wat het daardie tyd gebeur. Hoekom was dit geskrywe? Nou luister hierso, ek gaan hierdie sê vanaand, dat is nie vir ek sal nooit in my lewe 'n vrou op ons preekstoel sit, en kom heers, en kom dinge doen nie, daar is nie, en ek sê dit in liefde, en jy moenie my verkeerd, nee, ek gaan dit verkeerd sê, nou gaan mense kwaad wees. Maar ek sal dit nooit doen nie. Maar een ding is seker, wanneer God, ek dank die Here vir my vrou, sy kon my kinders leer, wanneer ek gewerk het. Wanneer ek in die veld buitekant was, wie het Jesus geleer van daai kinders? Wie het Jesus van daai kindertjies geleer? Wie het hulle die grootste opvoeding gegee, en hulle groot gemaak, wanneer papa gewerk het, oggendure, laatnagte, en as ek in die veld, en of ons gaan bedien, of sy was daar. Hoe is dit dat ons kinderkerke het, wat vroue het, wat kinderkerk gee, maar sy mag nie preek sy nie vir jou kind nie? Daar gaan mense kwaad wees, hulle gaan nooit terugkom nie. Ek is op het punt waar ek gesê het, God, just sift those people, I don't need them. I need you, God will send those people. En dis iets wat ek wil uit my hart uit sê vanaand, en ek wil eerlikwaar na jou toe kom vanaand, en vir jou sê, maak jy jou Bybel oop, Psalm 124 vers 1 tot 7. Ek dink ons moet die waarhede net begin bring in die kerk, en dat mense verstaan wat daai tyd gebeur, dat julle oë oop gaan wat werklik aangaan om julle. Daar's mense wat people pleasers wil wees, ek is nie 'n people pleaser nie. Jy gaan mense kry wat teen die gemeente praat en sê, jy moet daai kerk toe gaan nie, daai pastoor is so, en daai pastoor is so, prys die Here, pas op vir hulle ook, jy gaan dit lees vanaand. Pas op vir daai tipe ouens, pas op, sê bietjie pas op, wees versigtig. Nou daar is mense wat impak maak in mense se lewens. Ek sê weer, hier sê ek die prediker as 'n man, en ek noem dit as 'n gesalfde van die Here. Die Here sit manne as gesalfdes in 'n kerk. Jy moet die rangorde, jy moet die lering hê, daar moet gesag toegedien word. En ons het vanoggend 'n heerlike tienerdiens gehad, en kom ons gee lekker hande klap. Ek dink jy het pyk gedoen. Hoor jy? Jy het pyk gedoen. Ek sê weer, 'n vrou moenie haar eie kerk hê nie, sy moenie haar eie ding gaan doen nie. Dis nie die orde van die Here nie. Dit is nie. Maar wanneer God ook 'n woord vir iemand het, is my snaaks dat wanneer jou vrou, jy wat so teen dit praat, en God seën jou vrou met tale praat en uitleg, as jy ewe skielik stil, want sy is nou die gesalfde. Ek wil net iets oorbreek, daar's 'n paar dinge wat ek gaan kom noem in die lering wat gaan kom, dat julle oop gaan is, niemand kan teen God se gees werk nie. Absolutely nobody. Sê bietjie vir die langs jou, jy kan dit nie keer nie. Dit wat God beplan, kan niemand keer nie. Psalm 124 vers 1 tot 7 sê, as die Here nie vir ons was nie, laat Israel dit sê, as die Here nie vir ons was toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle die toorn teen ons ontvlam het. Dan het die waters oorstroom en die stroom het oor ons siel gegaan. Dan het die trotse waters oor ons siel gegaan. Geloof sy die Here wat aan hulle tande nie as byt oorgegee het nie. Ons siel het vry geraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvanger. Die vangnet is gebreek en ons het vry geraak. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. So ek het nie 'n lang woord nie, ek wil iets met jou breek. Sondag as die Here ons spaar, gaan ons aan met Romeine hoofstuk 4 en hoofstuk 5 Sondagoggend en Sondag aan.
So die volgende gaan gebeur is, soms word jy weggestoot. Ek gaan dit nou vir iemand sê, wie van julle, moenie jou hand opsteek nie, sit dalk hier vanaand sê, pastoor, weet jy, ek is op 'n plek in my lewe waar ek voel ek word verstoot, ek word nie erken nie, ek word nie raak gesien nie, ek gaan by daai kom van raak sien en die eie ek, van me, myself, and I need to fulfill everything. No. Sê vir jy langs, jy sê, daar is 'n plek vir die kerk, vir die Here, vir almal. Daar is 'n plek in die kerk vir die Here, vir almal. En dan kom jy, en kan ek vir jou iets sê, jy wat iemand uitdruk, ek het 'n vers wat ek Sondag gaan bring, jy gaan skaam voor God staan, want wie is jy om iemand dood te druk? Jy kan iemand nie dood druk nie. Kan ek vir jou ietsie sê, dit wat jy doen teen ander, kom 7voudig na jou terug. Gaan dit uit Spreuke uit vir jou kom haal. En dan gaan jy skrik as jy soos 'n rooi gloeilamp voor God gaan staan, met 'n rooi gesig. As jy gil braak oor iemand, en dit is nie oor jou wat daar is nie, gaan jy voor God staan. As 'n slegte ding wat kop uitsteek in die kerke, en ek staan nie vir dit nie, ek staan vir God se werk. God se werk. Sê vir een langs jou, God se werk. Sê bietjie, wie van julle voel jy word weggedryf, want iemand hou net nie van jou nie. Iemand hou nie van jou nie. Ek het baie mense wat nie van my hou nie, en dis okay met my. Daar's 'n liedjie, ek het al vir julle gesê, wat Willie Botha sing, hy sê, jy sê wat jy wil, en jy doen wat jy wil, want jy kan jy onthou, jy kan nie sê wat jy wil nie, jy kan nie doen wat jy wil nie, hy en Tanya Strauss sing hierdie lied, jy kan nie net dit doen nie, jy hou nie van Harold nie, want Harold is nou nie jou standaard nie, kan ek vir jou iets sê, die binnekant Harold, hoef hy absoluut nie jou standaard te wees nie, hy was genoeg vir God, dat God hom geroep het, om vir hom iets te doen, wie is jy om sy werk te keer, wat God hom voorgeroep het, kan ons net asseblief 'n amen of 'n eina aan die huis van die Here kry, ons wil kieskeurig wees, wie ons toelaat in ons midde, met ander woorde, wie mag niks, het jy al gaan die geeste toets, gaan toets die geeste, gaan kyk, Johannes sê, gaan toets die geeste, gaan toets, en kyk met wat sy geestesmense besig. Het jy al op 'n plek gekom waar jy voel verheerlik, verkeerdelike hantering wat jy mee gebruik word, mense hanteer jou verkeerd, nie vir wat jy sê, baie van ons wil raak gesien word, die grootste fout wat ons maak is, ons soek die approval van mense, jy het nie mense se approval nodig nie, jy het die approval van Jesus Christus nodig, hy het jou klaar gestamp en geauthorize. En ek wil dit regtig uit my hart kon sê vanaand, 20.000 mense kan van my al wegstap, maar een ding is seker, hierdie waarheid en die gees van die Here en die kennis sal nooit my verlaat nie. Hulle kan alles van jou vat, Georgie, Porgy, pudding and pie, maar vir een ding is seker, die evangelie en die gees van God kan niemand van jou al wegvat nie. As dit op die tafel van jou hart geskrywe is, come high or low waters, niemand kan van my vat wat God my gegee het nie. Jy al op 'n plek gekom wat jy voel jy is afgebreek met ander se woorde, want dit was nie jou standaarde nie, afgetrek deur iemand se optrede, want dit was nou nie jou standaarde nie, ken julle dit? Ken julle dit? Omsingel jou nie met sulke mense nie, skuif hulle uit jou midde. God se huis is nie 'n huis van afbreking nie, God se huis is 'n huis van stigting. Stigting. Weet julle hoekom raak kerke leeg? Want mense kan mekaar nie meer verdra nie. Die een kan die ander een nie like of 'n spasie gee of 'n plek gee onder die son nie. Dit bring skerings in 'n kerk. Terwyl 'n prediker sy boude afwerk, vat dit een tong om alles te verwoes. Een optrede om alles te skeer. Besef jy waarmee jy besig is as dit by God se werk kom? Besef jy as jy in God se wil staan wat jy doen en waarvoor jy verantwoording gaan doen? Hier staan 'n man, ek was 'n jong seun. 'n Prediker het eendag vir my iets gesê, ek het van daai stage afgeklim, ek het nooit ooit weer terug op 'n stage geklim nie. Because I was not worthy enough. Ek was so kwaad, ek dink ons was net getroud. Ons was net getroud. Sê 'n man vir my, jy is te vinnig op hierdie, maar die manier hoe hy dit gedoen het, ek het so opgestaan, my vrou ken my, ek sal vir jou slat met 'n keyboard. Ek was kwaad daai dag, ek wil met my gitaar, jy sal dit in jou lewe nie met iemand doen nie. Jy besef nie wat in daai ou se skoene aangaan en hoe available het jy hulle geleer. Hulle was op 'n tyd in my lewe wat ek gevoel het, ek wil nie betrokke wees met so iets nie. Die woord van die Here, daar's nie verkeerd om reg te help en te stig en te bou nie. Dis nie wat ek sê nie, is hoe ek dit gaan doen.
Onthou julle daai gedeelte? Wie van julle voel mense hanteer jou asof jy nie waardig genoeg is vir God se koninkryk nie? Wie van julle voel, moet nie jou hand nou opsteek nie. Mense gaan sê, jy is nie genoeg nie. Ek sê weer, kan ek jou sê, wanneer is jy genoeg? Is wanneer jy jou oë van jou prediker en jou musiekleier en jou kerkraadlede en die voorbidders, haal jou oë van hulle af. Sit jou oë op Jesus. Dan gaan jy agterkom hoeveel werd jy werklik is, because if he gave the stamp, he gave the authority, he gave the word, it's approved, finish en klaar. Toe ek moes besef het op 24, 25, hoe oud was ons toe ons getroud is? Ek was nog 'n jong lad, 24. Ja, ek kan onthou, ek was 'n hardkoppige mens. Ja, nee, ek was hardkoppig, ek was 'n klein maar ouetjie. Maar ja, ek sou bolle rol, jong. Ek sou bolle rol. Hoe hanteer jy my? Weet jy wat is belangrik is? Almal is nie dieselfde nie. Elke boompie is nie dieselfde hoogte en dikte nie. Party ouetjies is vet, ander is maar, party is mooi, party lyk half so Shrek en Fiona, ander een lyk groen, een lyk pink, een het 'n moesie, ander het 'n groot swart peisie. Dis oké. Wys verby, hulle het nog gevry op hulle tyd. Seker nou nie die woorde om te gebruik in 'n preek, ek vra verskoning, hoor. Ek probeer net 'n ou grappietjie maak. Hier is iets wat ek vir jou wil sê is, het jy geweet wat gaan gebeur as God jou uitruk waar jy eens geplant het? Dink aan Jesus in Markus 6, mag vir my julle Bybel oop op Markus 6. Markus hoofstuk 6. So Jesus kom in sy vaderstad, hier is wat gebeur. Jesus kom in sy vaderstad, sê bietjie vaderstad, waar was dit? Nineveh. West Virginia, waar was dit? Jesus van Nazareth, sy vaderstad, is waar hy groot geword het. Nazareth, onthou wat daar gebeur. So ek wil hier met my volg, ek gaan dit vir jou opbreek. So op 'n Sabbat gaan Jesus natuurlik na die sinagoge toe om wat te doen? Om mense te leer, soos wat ons vir julle sonnaoggend en sonnaande doen. En dan begin die volgende, baie wat van hom hoor was verleë, of hulle was verslae, sê bietjie verslae. Hoekom? Hulle het baie vrae gehad oor sy wysheid en sy kennis, en dit was vir hom bitter baie belangrik. Bitter baie belangrik. En waar kry hulle hierdie dinge van, of hulle het gevra, waar kry hierdie man hierdie kennis vandaan? Hulle het nie geweet waar nie. Ek het Wilmer het vandag 'n gesprek gehad, en ek gaan nou nie daaroor praat nie, maar dit het my nogal getref vandag wat sy gesê het, en ek sien dit raak, ek sien dit in die kerk, ek sien dit in my eie lewe, het dit my geslat vanmiddag. Dit het my bitter hard geslat, dat ek kon nie iets terug sê nie. Hier is iets wat jy moet weet is die wysheid en die oneindige kennis, dis groot en dis kragtig. Kan ek jou vra, hoe breed is jou wysheid en kennis? Ek het vandag 'n gesprek gehad met iemand aan my tafel, is die wêreld rond of is hy plat? Wat sou die gemeente sê? Maar moet julle van der Westhuisens nou niks sê nie? Wat sou die gemeente sê, is die wêreld rond of is hy plat? Hoeveel sê rond? Oké, dis 3. Hoeveel sê plat? Dis 4. Oké, so moet ek julle 'n teaching kom gee van wat is die wêreld. Dan gaan ons nie meer stry of is die wêreld rond of plat nie. Weer 'n keer, ons noem dit kennis, is wat sê God se woord. En wat sê mense? Wat sê die mense wat in die universe daar buite is? Iemand hy vra vir my vandag, hy sê, pastoor, ek het vir jou nog 'n vraag. Hoe is dit dat ek bly in Wesselsbron, maar ek kan nie eers Orendalsrus sien nie? Hy sê, maar as ek opkyk en ek die maan en die son sien. So daar kom ook vir jou wysheid, ek het vir jou antwoord, dis in die woord van die Here. So ek wil jou iets leer, spoed van lig, ek gaan nou van my preek af, is ook klaar in die woord van die Here, in getalle geskryf. So ek sal dit vir julle kom leer, sê 'n bietjie amen. Jy sien, dit gaan oor kennis is, ken jy wat is God se plan met iemand anderste se lewe?
Daar's gebroke mense wat in omstandighede sit, wat stadions vir God kan vul. Hoor wat ek sê, hulle kan stadions vul, maar ek en jy disqualify hulle oor 'n fout of oor iets. Wat sê die Here van 'n dief? Jy geweet jy gaan voor God staan as ek van moord steel en ek steel van haar bediening. Ek gaan dit vir julle kom oopbreek en ek wil regtig waar 'n diep lering kom gee. So Jesus kom en hy word gesien as 'n timmerman, sê bietjie timmerman. Hy word gesien as iemand wat met sy hande werk, 'n byt, 'n spyker, 'n hamer en hout. Dis wat hulle hom sien. Hulle sien hom as 'n timmerman, 'n amper sê werktuigkundige, 'n houtwerkkundige. Wat is die regte woord? Dis 'n timmerman, is dit die regte woord? Skrynwerker is 'n timmerman. Hy word gesien as 'n man wat kan 'n paar werkies doen met sy hande en hy kan tafels bou en stoele bou. Hy word net gesien as 'n timmerman. 'n Seun van Maria. Hy word ek sien vir Sean, die seun van sy ma. Ek sien vir Michael, die seun van sy ma. Ek sien vir Harold, ek ken nie sy ma nie, die seun van sy pa. Ek ken hom ook nie. Maar ek sien vir Harold net as ek sien vir van 'n Westhuis in Frans. Ek sien vir Frans, die broer van sy broer. Ek het sy broer ontmoet. Wag, hy gaan nog kom. Ek het hom gesien as die broer van sy broer. Wat sy naam? Willie. Wat sy naam? Ek het 'n brein so olifant. Ek sien hom as die broer van Willie. Hierdie mense sien vir Jesus as die broer van Jesus. Judas was Jesus se broer. En hy sê en Jakobus en hulle sien hom as die broer van sy susters wat in hulle midde is, maar hulle sien hom as hierdie timmerman. Hulle sien hom nie as die seun van God nie. En dis wat bekommerd is want die seun van God, God homself, het gewandel in die teenwoordigheid van hierdie mense. In sy eie vaderstad het hulle hom nie erken as die seun en verlosser nie. Kyk gou wat gebeur. Hulle neem aanstoot van Jesus. Jy kan dit lees in Markus 6. Wat het hulle gedoen? Aanstoot. Kan ek vanaand vir iemand sê, as iemand jou sleg hanteer, weet een ding, en ek kan dit oor en oor bewys, selfs in my eie bediening, mense neem aanstoot, omdat daar iets binnekant jou is, wat hulle nie kan verdra nie. Ek het al jong mense gesien van kerke af wegstap is, omdat ons hulle verkeerd hanteer. Nooit weer terug aan kerke toe nie. En dis op ons. Dis op ons. Dit mag nooit gebeur nie. Hoor julle oukies wat ek vir julle sê. Daai kinders se siele, hulle bloed is op julle hande. Hoor wat pastoor sê, speel nie met God nie. Luister. As jy die Bybel oop op Markus 6, kan ek net gou my Bybel oopmaak, ekskuus. Ek is nie gewoond aan die elektronies nie, ek draai nog, is vinnig, maar ek hou van die Bybel. Jesus in Nasaret verag. Het jy geweet, aanstoot kan selfs van jou dorp afkom, mense wat nie van jou hou nie. Onthou jy die verhaal wat ek gesê het, want mense praat van jou, iemand praat by iemand iets van jou en praat hulle die waarheid, vra dit. Kom vra my die waarheid, dan sê ek jou die waarheid. Kom, moenie 'n storie kom praat nie, dis die belangrikste van alles. Dis die belangrikste van alles. Jy geweet, mense neem aanstoot, want die wêreld kan nie jou verlede los nie, hulle hou jou vas aan jou verlede. My verlede het niks met iemand te doen, my verlede, weet jy wat is my verlede? My verlede is 'n getuienis van 'n verlosser wat gekom het en my vrygemaak het. Wie is jy om my te hou aan daai kruis? Ek het daai kruis klaar opgetel en ek dra hom, want die Here sê, ter wille van sy naam sal ek die evangelie. Het jy al op 'n punt in jou lewe gekom waar jy voel, mense stoot weg van jou af? Het jy dit al ervaar? Mense stoot weg van jou af. En dis die van wie jy dit die minste verwag. Het julle dit besef? Luister, aanstoot, het jy geweet aanstoot kom van jou familie af? Weet julle dit? Ek het vir julle baie goeie nuus vanaand, dit kom selfs in jou eie huis. Jy word tot verag, in jou eie huis kan jy verag word. Het julle dit geweet? Het julle dit geweet? Hierdie kerk is bietjie stil vanaand. Kom ons kyk wat sê die Here. Markus 6 vers 4. Jesus sê vir hulle, Jesus sê, wie het dit gesê? Jesus sê, 'n profeet is nie ongeëerd nie. Sê hy is nie ongeëerd nie.
behalwe in sy vaderland, sê vaderland, onder sy familie, en in sy huis. So wanneer jy nou daar lekker by 'n familiebraai kom, jy kom agter, jou ma is nie lekker met jou nie. Dan moet jy weet, jou sussie het gaan strooi praat. Ken julle daai gevoel? Kyk, ons is 7 kinders, en ek het 'n sussie wat kan baie praat. Sy is soos 'n tik, 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 het hou dit nie op nie. As ek 'n voice note moet luister, hou dit tussen ons, die eerste 3 sekondes, want het hou nie op nie. Dan ken ek klaar die storie. Dis wonderlik hoe die gees van die Here werk. Iemand wat skinder, gee hulle self weg. Kom aan, weet julle dit? Iemand wat skinder, kan hulle lekker self weggee. Hulle dink hulle praat hulle harte uit by iemand, maar daai iemand bel jou. En sê, pastoor, ek weet nou nie wat ek moet die saak maak nie, maar ek wil net sê, jou naam is genoem. Sê ek, ag, prys die Here. Is daar weer 'n skilpad dop wat nou weer kwaad is vir die wêreld? Ken julle dit? Iemand wat nie van jou hou nie, sal jou nooit aangesig tot aangesig vuis nie. Dis 'n lafaard, want Satan is 'n lafaard. Ek noem hulle Christof, my ou vriend, ek is so lief vir hom. Hy noem dit keyboard warriors. Ken julle daai? Hy WhatsApp oukies. Ons kan nie met die mond nie, ons wil hom tik, boetie. Dan tik ons daai woord. Kyk, as ek nou my Checkers trolley verloor het langs die pad, en my Weet-Bix lê vol rond, en my melkboks het gebars, en my suiker lê op die sypaadjie, dan sal jy nou agterkom aan my spelling, hier's Henk se fout. Want tot ek weet nie wat skryf ek hier, dis China en Chinees, en ek kan nie uitmaak hier, dan vanmiddag as ek kalm, dan sê ek, wat het ek vir die ou geskryf? Here, ek weet nie wat ek hier geskrywe nie. Dis gif. Ek kan nie daai woord bestaan nie eers nie. So langwerpig, ek tik hy spacebar mis, ek weet nie, daar kom tekens in 3 hoekies en ken julle dit? Doen jou man dit? Ja, maar is normaal, ek sou ook as ek hy was. Ken julle dit? En dan WhatsApp, dan maak ons foute. En God wil nie hê dat jy 'n keyboard warrior moet wees nie. Jy moet reguit wees. Kyk iemand in die oë en sort die saak daar uit. Daar. Onthou julle die lering wat ek vir julle nou besig is om te gee van Romeine wat sê words, acts or deeds. 'n Slegte ding gebeur vandag. Nou ek is baie lief vir daai klein mannetjie wat nou by ons kuier. Ek het gehoop sy pa stuur die Here stuur sy pa en sy ma Mars toe, dan maak ek en Wilmarie hom groot. Ja, laat hulle net gaan so lank gaan kuier daar vir 'n maand of so. Ek is nog besig om te praat, ek chip julle in. So ek is nou baie lief vir die ouetjie. Hy's in my hart, man. Gister gaan ry saam met sy oom Trok, jy weet, sit ek kom in die lorry, hy wil net lorries toe. Hy wil net lorry ry. Die kind is besig. En hier is die wonderlikste ding. Ek besef vandag in die handry het baie van die libbe bloed in hom. Moenie 'n deur in my gesig toe maak nie. Ek sal deur daai deur loop. Ek sê eerlik, ek sal daai deur afskop. Jy maak nie 'n deur in my gesig. Dis ongeskik. En Wilmarie gaan in die gang en sy maak die deur toe. Sla daai laaitjie 'n tantrum. Is dit waar? Hy het 'n tantrum, hy was kwaad. Hy kom daar by my aan en hy's nog nie lekker met die tannie, hy is kwaad vir haar. Okay, hoekom maak jy die deur nou toe? Hy verstaan nie, hoor, die tannie wil nou badkamer toe gaan nie, jy kan nou nie hier in nie, jy kan nie, jy maak nie die deur toe nie. Dis daai oomblik van wat jy vir iemand byt. Iemand het nou iets verkeerd gedoen, jy byt hom, en jy wil daai laaste steek hê en jy breek mense. Jy skeer.
Jy skeer, het jy al gedink hoe hard is dit om 'n kerk te bou? Het jy al gedink hoe baie predikers opoffer hulle vrouens en hulle kinders op om 'n kerk te bou? En dit vat 1 ton om hom te breek. Het jy besef die mense wat saam met jou in 'n span iewerste is, het omstandighede? Jy al by jou werk gekyk, ken jy jou mense by die werk? Kan jy vanaand vir my sê, pastoor Jannie en Sannie, ek weet elkeen se omstandighede, kan jy dit sê? Kan jy dit sê? Jy sien, vir jou is R10 klein geld, daai R10 is R1.000.000 werd vir daai persoon. Ek wil vir jou iets oorbreek vandag. Waarom verstoot ons mekaar as kinders van God? Hier's 'n ware verhaal. Ek het een aand laat nag, ek sukkel om te slaap, ek kan nie slaap in die aand nie. So my hele lewe, ek is 'n baie hiperaktiewe mens. Ek is regtig, my vrou sal vir julle sê, ek is baie hiperaktief. So, ek kan nie afsluit nie. My kop sluit my hele lewe. As iemand vir my sê, jy moet afsluit, dan sê ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie wat dit is nie, dis nie normaal vir my nie. As ek afsluit, moet ek dood wees. Want ek is nie gemaak, die Here het my nie so gemaak nie. En hier is iets wat gebeur is, daar's 'n jong man wat 'n ander man in 'n dorp verskriklik sleg hanteer het. Vreeslik. En ek dink ek julle vertel van die man wat die kinders doodgery het. Hy was dronk, hy het die kinders doodgery en so meer. Onthou julle daai ware verhaal van daai? Maar hierdie man het nog nooit eintlik van die ou in die dorp. Hy het hom net afgeskiet, afgebreek, alles. So ek dink vir jouself is hoe ek jou die hele tyd gaan hanteer is wie jy gaan word. Dit is 'n feit. Ek het 'n keuse gehad. My pa het vir my op 'n tyd so sleg gesê, die see kan my nie afgewas. Ek was 'n kind. Ek het nie 'n verhouding met hom gehad nie. Ek was nie genoeg vir hom nie. Ek was absoluut nie, hy was in my teleurgestel as 'n kind en ek het 'n rebel geword. Julle ken die verhaal, ek hoef nie alles te sê nie. En hier is die verhaal, die feit bly staan is, ek en hy het geen verhouding gehad nie. Ek het geword wat hy oor my gespreek het. Okay, jy het dit oor my gespreek, wat het ons om te verloor in die huis? Kom ons kyk. So ek was baie uitdagend. Ek het gegaan tot op die highest limits wat ek kon gaan. Om jou te toets, jy het dan vir my gesê, ek is dan nou dit. Jy het my dan die vinger, jy het my gevloek. Ek mag nie, dis seker nou nie baie confidential, maar ek kan nooit saam met hom darts gespeel het nie. Ons het goed darts gespeel. As ek 'n boel gooi het, hy vir my gevloek, die see kon my nie afwas nie, want dit is vir my gevoelende tyd in my lewe. Hy het my gehaat, hy het my gedistansieer. En die slegte dinge wat in my lewe gebeur het ek eers voor gevra nie. Ek het nie eens gevra, kom staan by my deur en klop nie. Dit het gebeur. En toe word ek wat iemand se tong sê ek gaan word. En toe ek 13 jaar oud is, toe besef ek hier's moeilikheid in my lewe, want ek gaan my lewe verloor, of ek gaan in die tronk sit, of ek gaan my lewe verloor. Ek moet 'n drastiese besluit in my lewe maak. Is ek wat hierdie man, wat my pa is, sê ek is? Of is ek wie Jesus sê ek is en kan wees? So ek het baie challenges gehad, selfs in die kerk. Toe ek jong was ek nie die maklikste ou om mee oor die weg te kom nie, want ek het 'n wil van my eie gehad. Jy moet verstaan, ek kom van 'n agtergrond af waar ek vir myself moes veg, self moes beklei, jou eie broers en susters dra hulle rug op jou. Dit was 'n slegte tyd in my lewe. Dis 'n slegte tyd in my lewe. Hoe lyk dit as jy en jou broer mekaar op die rugbyveld bykom? Julle bly in een huis, ons voeter in mekaar. Wat doen jy nou? Wat se prentjie skep jy vir die wêreld daar buite? Ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek sê vanaand. Dis 'n gevaarlike deel gewees van jou lewe, want mense het gesê, dis wie jy is, jy's nie worthy nie, you're not good enough, you're not this, not that, what, sê bietjie what. Jy's mos 'n what, jy's mos eintlik net wat dink jy is jy. En nadat ek my hart vir Christus gegee het, toe begin die Here die wiele te draai. Vandag is dit families en vriende wat aan my deur aanklop en vra, kan jy vir ons bid? Kan jy ons help? Wat probeer ek sê? Het gaan nie oor my nie. Ek het teruggedraai na die Vader. Mense gaan jou verwerp.
Mense gaan jou uitskuif, jy's nie mooi genoeg nie, jy trek nie mooi genoeg aan nie, jy's nie goed genoeg nie. Kan ek vir julle ietsie vra in die kerk? Kan hierdie kerk nie lief wees vir daai arme mense nie? Het julle gesien wat dit laasweek gebeur? Ek sien daai mense is nie hier nie. Laasweek het die gees van die Here wys, toe daai man by daai deur inkom, toe kom 'n distraction. Op daai oomblik, toe breek hulle in buitekant in sy voertuig. Hy het hier ingekom met sy sceneries, breek hulle in, steel al die ou se voorraad van sy besigheid of van die werk waar hy werk. Splinternuwe werk waar hy werk. Breek hulle in sy karre, net die buite steel al sy goed. Dis hoe dit werk. Jy moet partykeer kan onderskei, is dit van die Here of nie. Daarom het ek laasweek gevra, help gou dadelik kry uit, hier's fout. Dit is nie van die Here nie. Hierdie is nie van die Here nie. Jy moet onderskei in die gees van die Here hê. Luister gou hierso. Jy gaan ongeëerd wees in jou eie vaderland. Jy gaan ongeëerd wees onder jou eie familie. Jy gaan ongeëerd wees in jou eie huis. Is daar enige iemand wat hier sit wat sê, pastoor, ek het nie foute nie? Is daar enige iemand wat hier sit en sê, pastoor, weet jy wat, maar ek het nie gedoen wat daai ene gedoen het nie? Gaan dit saak maak oor wat jy gedoen het, of gaan dit saak maak oor die repentance wat God soek in jou huis? Hierdie is belangrik. Markus 6 vers 8 sê, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en in sy gesin. Jy gaan nooit erkentenis kry van mense nie. Ek wil hierdie gee, ek het nie 'n lang woord nie. Kere voel dit, jy kan sekere dinge doen en ander kere nie, want jy word blokkeer deur mense. Mense blokkeer jou. Kan pastoor vanaand iets sê? If God calls, He anoints, and His anointing break the yokes. Niemand kan sê wat jy gaan en sal en nie sal doen nie. Weet die een wat skade aan 'n kind doen in enige opsig, sê die Here, werp daardie persoon in die see. Ek het al skades gedoen. Ek moes repent. Het jy al skades gedoen? Het jy al vir iemand gesê, ek is jammer hoe ek jou hanteer? Jammer hoe ek praat? Jammer my optrede? Pastoor, hoeveel keer moet ek hierdie persoon vergewe? Maar hy bly dit doen, sy bly dit doen, hoeveel keer het die duiwel die Here besoek en hom versoek, en nie een keer het die Here geval nie, want hy het hom bly weerstaan. Hoeveel keer het ek en jy God te nagekom, en nog steeds is sy genade genoeg, sodat jy vergifnis kan ontvang? Vra jouself daai vraag af vanaand. Die woord van die Here leer my, dat die duiwel gebruik selfs die wat die naaste aan jou is. Die naaste. Kan ek vanaand vir die gemeente vra, maak jou oë oop. Dink voordat jy optree. Eendag, hier is die verhaal van daai man. Toe daai man kon daai ou nie hanteer nie. Hy was 'n Christen. Hy het die Here gedien, hy en sy vrou. Maar hy was nie so wat hy moes wees nie. Hy het al hierdie goed geweet. Daar kom die man, hy's dronk, hy ry sy kinders dood en sy broer se kinders. Toe hy moes repent voor die Here, toe gaan hy na hierdie man toe en hy begin hierdie man in die tronk bedien. Hierdie einste man vir wie hy geen tyd gehad het nie. En hy bedien hierdie man. Toe daai man se parool aantree dat hy moes uitgaan, by wie het daai man wat in die tronk was gaan bly? Die man wie sy kinders hy doodgery het. Kom daai man en sy vrou en hy sê vir hom, luister, kom bly hier in ons huis, want ek het selfs uit jou foute moes leer. En hulle het hom aan die Here voorgestel. Daai man is in Amerika vandag 'n prediker. Raai waar bly hy? Nog steeds by daai man en daai vrou. En wie kyk nou na daai man en daai vrou? Daai man. Pas op hoe jy ander soms hanteer. Dit kan gebeur dat hulle eendag na jou gaan moet kyk.
Maak nie saak wat jou pappa of jou mamma ooit aan jou gedoen het. Ek voel ek moet dit hier sê vanaand. Wees steeds die een om te doen jou beste vir hulle, want jy doen nie die werke om in die oë van mense gesien te word nie. Jy doen jou werke tot eer van die Here om God te aanbid en hom te verheerlik. Ek het julle al geleer, jy werk nie vir jou baas om gesien te word vir 'n promosie nie. Jy werk in dit wat die baas jou gee, wat die Here daai op jou pad gestuur het, sit jy jou uiterste beste van jou vermoë in en jy doen dit tot eer van God. Nie mense nie, maar die Here. Rita sal vir my iets speel asseblief. Ek wil jou vra vanaand. Maak nie saak of mense jou gaan sien of hulle jou nie gaan sien nie. Ek gaan jy 'n uitnodiging maak nie. As jy in jou hart weet, jy doen jou beste vir die Here, maar jy word te nagekom, spreek vry. En as jy te nagekom het vir ander, vra vergifnis. Baie keer kom ons in plekke, in 'n kerk, by ons werk, in ons huise, en jy voel dat jy daai piek bereik, dis nou klaar. Wanneer is dit regtig klaar? Het God gesê dis klaar? Weet julle wat is die hartseer wat kerke skeer? Is jy jouself. Ons noem dit verdra mekaar. Ons kan nie mekaar verdra nie. Ek het hierdie visie nou in hierdie besigheid van my en Pieter, want ek het hierdie visie. Ek het hierdie visie. Is om eendag vir baie mense werk te kan gee. Vandag is jy die mechanic, die boekhouer, die welder, jy moet alles doen. Ek doen nou alles. Ek doen alles. Sit in die kantoor, ek het so 'n dametjie wat 3 keer 'n week inkom vir my paar goed inlees en dis dit. Verder moet ek die somme en die wiskunde en die goed en ek dank die Here, my vrou ondersteun my, sy help my, maar hier's die ding. Ek het 'n visie om te groei. Ek het 'n vrou gehad, sy was verlam in die retail jare terug, sy was in Virginia. Want ek vir jou ietsie vertel, mense het al misgekyk omdat sy in 'n rolstoel gesit het. Sy het daai shops meer geran, ek praat van groot besigheid, 'n maatskappy op die grootste op die JSE in Suid-Afrika. Sy het 'n tak geran, beter as wat die manageres of die manager van daai takke dit kon ran. Sy het geweet, en as ek ingekom het ek altyd gesê, waar's Natasha? Roep haar net vir my, sy weet waarvan ons sal praat, bring haar hierso. Sy sou gekom en dan sy vir my 'n koffie gebring, kom sy met daai rolstoel op haar bene, dan so stadig, sy wil net nie mors nie. Sy het 'n skinkbord op haar stootsou, omdat sy net nie mors nie. Dan bring sy vir my koffie, in die oggend as ek daar inkom met my ou tassie, takbesoek. Enigiets, jy praat van hoeveel kliënte het 'n tak omtrent gehad, 1000, 2000 kliënte, luister. Jy noem een se naam en dit is hier, sy gaan vir jou sê, Dene, hy bly daar's die nommer en die lokasie, daai hy's daar die een op die hoek, soveel kleur, so hierdie een het so, hy het soveel honde, pas op vir daai man, hy gaan jou skiet 5 uur in die oggend, wrag, dan staan hy 5 uur in die oggend, klik, poep. Sulke tipe goed. Ons judge die book by the cover, but we don't know what's inside the cover. So ek gaan jou vra vanaand, as jy weet, jy het 'n fout gemaak reg. Never say never. Ek het ook my kinders groot maak, toe besef ek, hoe ek hulle gaan hanteer, gaan hulle my eendag hanteer as ek oud word. Kyk, ek weet hulle is baie lief vir hulle ma. Maak jy fout, hulle is baie lief vir hulle ma. Hulle bel hulle ma meer as vir my. Ek staan maar net in en sê, wie's op die foon? Hulle is baie lief vir hulle ma. Maar hier's wat ek jou wil vra vanaand is. Jy kan soveel doen, jy sal altyd geblokkeer word. En die duiwel gebruik die wat in jou kring is, wat eintlik saam met jou die struktuur moet bou. Dit help nie, daar's 'n plan en 'n visie en ons breek 'n struktuur nie. Ons kan nie 'n struktuur breek nie. Jy kan nie 'n blokkasie wees nie. Jy gaan moet accept that it's not just about me. It's about a team. It's about a team.
Sê jy gaan vir my, kom ek haal 5 rugby spelers van die rugbyveld af, hoeveel gaan speel? Gaan daai span wen? Wat is die struktuur van die rugby? Hy het 15 spanlede en hy het reserves, daar moet 'n reservespan wees. Hoe gaan jy die confidence in daai span kry as jy dit nie die kans blootstel nie? Ek het hierdie ding in my hart wat ek altyd sê, die pros wat jare saam my kom, dis hulle wat daai groot werk buite moet doen, terwyl ons hierdie ander moet oplei en leer. Ons het nou 'n leringsproses. Leer hulle. Ek staan nie hier bo met my gitaar en my mikrofoon as ek nie hoef nie. Hoekom moet ek dit doen? Gee hierdie jong mannetjie, waar is hy? Waar is Tristan? Gee hom 'n kans. Oor 2 weke sing hy sy eerste liedjie in die kerk, hy weet dit nog net nie. Michael, het jy daai liedjie reg? Dankie Michael. Ek weet nie wat sy liedjie dit is nie, maar jy het nou 'n liedjie vir hom. Ek het jou nou uitgevang. So jy gee hom nou 'n liedjie, hy gaan sy eerste liedjie sing. Wonderlik. Geef hom 'n hande klap. Het gaan oor ek belê. Die groot span is die span wat die groot werk gaan doen terwyl ons nou die lerings doen. Sê confidence. Leer iemand confidence. Ek wil afsluit met hierdie. Baie keer voel jy was nie genoeg nie. Jy is net nie genoeg nie. Van mense het jou laat verstaan jy's nie genoeg nie. Vat dit van iemand wat die pad gestap het, jy is genoeg. Jy is genoeg, hoor julle vir my. Jy is genoeg, want Jesus sê jy is genoeg. As ek nie genoeg was nie, in Psalm sê die woord van die Here, ek het dit vir julle geleer jare terug, ek kan nie onthou wat sy gedeelte in Psalm staan het nie. Wat hy gesê het, jy is genoeg gewees. Is ek waardig om 'n kind van die Here genoem te word? Nie altyd nie. Ek het sonde, ek is 'n sondaar, ek maak foute. Maar is ek genoeg in die oë van die Vader? As ek nie was nie, hoekom het hy sy seun vir my gestuur? Maak dit sin wat pastoor sê vanaand? So ek loop hierdie laaste tyd, Dani, jy kan maar vir ons, ek groet die mense op Facebook, hulle moet 'n geseënde aand hê, jy kan maar vir ons daar afsit, mag die Here hulle regtig bless en seën.